Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing Skrifbruiming 1:6 waarin ons verse 1 en 3 saam sing. Ons Verlosser een en enig, bring jul in sy heerlikheid. Hy besit die mag vir ewig, voor die vroegste dag en tyd. Eer aan hom nou kragtig magtig, tot in alle ewigheid. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. O Here, onse God, almagtige Vader, dankie dat ons vanaand ook in hierdie aanduur na U toe kan kom en ook ons harte voor U kan kom oopmaak, wetende dat U die kenner van alle harte is. Daarom vra ons dat U ook deur die lig van U woord en die krag van U Gees ons hart en ons verstand sal verlig, sodat ons vanaand ook in ons kennis van U en ons Here Jesus Christus kan groei en in ons vertroue op Hom en op U versterk mag word. Seën ons waar ons na U woord gaan luister. Laat dit vir elkeen van ons ook 'n bron van vreugde wees, van blydskap waarmee ons in die wêreld kan gaan leef. Ons vra dit want ons ken onsself ook as sondaar mense, wat nie anders as om in die naam van ons Here Jesus Christus na U toe te kan kom nie. Amen. Vanaand, broeders en susters, uit die boek Handelinge uit, 2 gedeeltes. Eerste uit hoofstuk 3 uit, die agtergrond, waar daar staan, een middag om 3:00 die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad na die tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat Mooipoort genoem is, neergesit om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry.
Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Staan op en loop. Hy vat toe die man se regterhand en help hom op en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle geloop en gespring en God geprys. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die Mooipoort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat hulle daar met hom gebeur het. Dan, broeders en susters, ook vers 16 uit hierdie hoofstuk, staan daar: deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel hier voor julle almal. Dit is dan wat Petrus vir die mense wat daar rondom hom gestaan het, wat nuuskierig was, gesê het, deur die geloof in die naam van Jesus Christus. En toe gebeur dit, dat Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthits, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede en die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Kajafas, Johannes van Alexander en al die ander lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra: deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê: raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes so vrymoedig sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê: julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor die dinge wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle losgelaat.
Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur die wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. En ons gaan stil staan, broeders en susters, by Sondag 11 van die Katekismus, waarin gevra word, waarom word die Seun van God Jesus genoem, wat verlosser beteken? Dan is die antwoord omdat hy ons van al ons sondes verlos en by niemand anders enige saligheid te soek of te kry is nie. En dan die vraag, glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulle self of iewers anders soek, ook in die enigste verlosser Jesus? Dan is die antwoord nee, maar hulle verloon met die daad die enigste verlosser as heiland, Jesus, alhoewel hulle met die mond in hom roem. Slegs een van twee dinge is immers moontlik. Of Jesus is nie die volkome verlosser nie, of die wat hierdie verlosser met ware geloof aangeneem het in hom alles wat vir hulle saligheid nodig is. Dit dan ons teksgedeelte, en ons sing vanaand saam een van die psalms wat handel oor Jesus, en net nou nog 'n psalm waar ons ook vir Petrus se toespraak wat hy aangehaal het, en vanaand dan die eerste psalm is, kom dien die Here en wees in hom verblyd, met blydskap wat hom huldig as die Heer, en kus die Seun in onderworpenheid, buig heel voor hom met vrees en bewing neer. Is so broeders en susters, in die volgende 2 weke vier ons Paasfees. Paasfees waar ons herinner word aan wat ons geloof, en besonder dan ook ons geloof in Jesus Christus vir ons beteken. Elke keer as ons sê ons glo in Jesus Christus ons Here. Daarom van vanaand af in die volgende paar Sondae kyk ons na wat beteken ons belydenis as ons sê ons glo in God die Seun en ons verlossing. Nou hier in Sondag 11 begin ons eintlik by die eerste vraag, en dis belangrik om te sien, daar word hier ook gepraat van die Seun van God. Wie is die Seun van God? Dan weet ons die antwoord wat Petrus ook gee is Jesus Christus van Nasaret. En so sê Petrus dit ook vir die mense en vir die Joodse raad, daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. En juist daarom moet ons ook nie deur die moderne wêreld laat verlei nie.
Daardie wêreld waarin ons leef wat vir ons wil sê, naas Jesus is daar baie weë na God toe. Jy moet maar net een kies. Nee, daar is net een pad, een weg na God toe en Jesus Christus is die enigste een. Ons moet onthou, is belangrik, ons glo in godsdienstvryheid, maar dit beteken nie dat ons glo alle ander godsdienste of ideologieë moet aanvaar word of is reg nie. Want daar's net een weg, en dis Jesus Christus, ons Here. Net in die naam van Jesus is daar vir ons verlossing. Dis wat ons glo, dis wat ons bely. Net in die naam van Jesus is daar verlossing. Belangrik, in die naam van Jesus, sê Petrus vir die Joodse raad, wat julle gekruisig het. Sien broers en susters, die feit van die saak is, dat in die wêreld, vanaf die vroegste tye, vanaf die vroegste Christelike kerk, was daar verzet teen die naam van Jesus. Sommer hier aan die begin van die Christelike kerk se geskiedenis, kry ons die verzet teen die naam van Jesus. In Handelinge 4 hoor ons ook hier van die eerste vervolging van die Christelike geloof. Petrus en Johannes wat gearresteer word en voor die Joodse raad gebring word om verhoor te word. En hierdie hele geskiedenis waarna ons geluister het, beskryf vir ons eintlik wat gebeur het. Het was die tyd van die aandgebed, toe almal na die tempel toe gegaan het om te gaan bid, soos dit gebruiklik was vir die Jode en die gelowiges ook in daardie tyd. Een van die besigste tye in die middag rondom die tempel. En op pad daarheen hoor ons van 'n wonderwerk wat plaasvind. 'n Man wat vir 40 jaar lank verlam was, van sy geboorte af nog nie 'n tree geloop het nie, word genees. Hy word gesond toe hy met Petrus en Johannes praat. En dan hoor ons hoe dat hy agter hulle aangeloop het, gespring het en God geprys het. Nou kan mens self ook die verwondering van die mense rondom hom indink, wat gesien gebeur het, wat gehoor het wat gebeur het, die mense wat rondom hulle begin saamdrom en wil kyk na hierdie man, wil weet wat hier aan die gang is. Dis juist dan wanneer Petrus met hulle begin praat en vir hulle begin vertel wat gebeur het. En dis juist op daardie moment, toe hierdie skare rondom hulle begin saamdrom, wat die man wat verantwoordelik was om orde te handhaaf, die tempelwag, se hoof, saam met die leiers en saam met die Sadduseërs, op Petrus hulle afstorm en hulle in hegtenis neem om hulle stil te maak. Moet mens onthou, hoekom word die Sadduseërs pertinent genoem? Ons kan dink die tempelwag, hoekom hy gereageer het, hy wou dalk 'n oproer keer en hy wou keer dat daar 'n onrus in die tempel plaasvind. Maar die Sadduseërs was die mense waarvan Kajafas en Annas ook deel was, wat nie geglo het in die opstanding van die liggaam nie. Hulle het dit verwerp. En nou kan mens jouself indink hoe omgekrap hulle moet wees, as hierdie twee ongeletterde vissermanne met soveel vrymoedigheid in hulle plek kom staan, in die tempel kom staan en vir die mense vertel dat Jesus van Nasaret wat hulle gekruisig het, uit die dood uit opgestaan het en dat daardeur die opstanding uit die dood vir alle gelowiges 'n werklikheid geword het. Daarom moet die apostel stilgemaak word. En omdat dit al laat was, hoor ons dat die verhoor uitgestel word na die volgende dag, want daar word 'n ondersoek gedoen. En die eerste vraag wat hulle dan vra in die verhoor is, deur watter krag en in wie se naam het julle die man genees? Deur watter krag, in wie se naam? 'n Gewone mens, dan nog 'n visserman, weet hulle kan nie 'n verlamde man laat doop nie.
Daarom moet daar iets agter dit skuil. En juis omdat die krag volgens hulle self so bonatuurlik was, moet daar ook 'n naam wees, 'n persoon wees, 'n oorsprong wees van hierdie krag. Dis eintlik absurd en belaglik dat Petrus hulle verhoor word, want hulle het iets goeds gedoen aan 'n arme, verlamde man. Maar nou word hulle verhoor oor wat hulle gedoen het, ondervra oor wat hulle gedoen het. En Petrus is vol van die Heilige Gees en die Gees dring hom te antwoord. Dan skok hy die Joodse raad eintlik tot stilte. Julle almal, sê hy, julle almal en die hele volk moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Dis in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Dis die eintlike preek waarby Petrus nou kom. Die wonder wat gebeur het was maar net die manier hoe God die leiers van die volk tot verantwoording gaan roep. Want dit gaan oor hierdie preek. Hierdie woorde van Petrus, dis in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Dit gaan oor die naam van die man wat julle gekruisig het, sê hy, die naam van die man wat God self uit die dood uit opgewek het, Jesus van Nasaret. Nou moet ons onthou, broers en susters, met die naam Jesus wat God self aan hom gegee het voor sy geboorte, word daar al reeds iets gesê. En hier is die mooi daarvan, 'n eenvoudige visserman neem die leiding in 'n gesprek met die skrifgeleerdes van sy tyd, en hy doen dit nog deur die skrif self te gebruik. Almal moet weet wie Jesus is. En hier vind ons een van daardie, kom ons noem dit maar kenmerke, wat ons in die hele boek Handelinge kry. Verlossing word verbind met die opstanding van Jesus en met sy naam. Want die naam Jesus beteken verlosser. Alle klem moet val op die Jesus, die opgestane Jesus, die een in wie se naam ons verlossing 'n werklikheid geword het. God het hom verhoog tot leidsman, verlosser aan sy regterhand, sodat ons sondes vergewe kan word, sodat ons van ons sonde verlos kan word. Dis in sy naam wat die wonder gedoen is, sê Petrus. En vir die sondige mens is die naam van Jesus van die allergrootste belang. Want in Jesus Christus het daardie naam, die naam Jesus, verlosser, werklike betekenis gekry. Wat bedoel ons daarmee? Die naam, as jy dit hoor, elke keer wat jy self bid Jesus, wat jy sê Jesus, dan word jy gekonfronteer met jou eie sonde, met jou eie elende, met jou eie doemwaardigheid, met jou eie misdade. Elke keer wat jy dit sê, beklemtoon dit dat al daardie oneerlikheid, al daardie ontrouheid, al daardie liefdeloosheid, al daardie verrotting in ons samelewing, waarin ons self ook deel het, sonder die naam Jesus is ons verlore. Lê ons ook verlam in ons eie sonde en kan niks vir onsself doen nie. Maar nou sê ons met die naam Jesus vir onsself en vir mekaar, ons verlosser het gekom. Ons het 'n verlosser. Hy wat die verwoestende werk van die sonde in ons lewe kom stuit het, kom breek het, ons daarvan verlos het. En hoor hoe weer klink die woorde in die ore van Caiaphas en Annas. Petrus sê vir hulle, onthou, Jesus, hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur en verag is. Hy het die belangrikste klip in die gebou geword.
die hoeksteen van die tempel. So verhoog God die Jesus wat deur die Jode verwerp is, die Messias wat hulle nie wou ken nie. God maak hom die ankerpunt van sy kerk. Hoekom? Want dis daar waar die mens God weer ontmoet. Jesus het versoening gedoen vir ons sondes en kom ons luister 'n bietjie hoe bely ons dit. Ons bely en dis vir my belangrik hierdie belydenis in die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 21 sê ons dit. Hy het homself in ons naam, hoor mooi, in ons naam voor sy Vader gestel, om sy toorn met volledige betaling te stil deur homself aan die kruishout te offer en sy kosbare bloed tot afwassing van ons sondes uit te stort. Is dit nie pragtig nie, nee? Ons hoor vanaand, in wie se naam is dit gebeur, in wie se naam is ons verlos, in Jesus se naam. Maar hier staan dit dat hy hom in ons naam voor sy Vader gestel het, om die toorn van God oor ons sondes te dra. En ek dink die mens dink altyd so daaraan nie, maar wanneer ons nou weer in die kruisiging gaan stilstaan, die vir jou oor 'n week of wat, en mens dink by Goeie Vrydag aan wat gebeur het, onthou daai woorde van die formulier vir die nagmaal, in ons plek. My naam, jou naam, ook daar aan die kruis op Golgotha, vir ons sondes. Jesus het die toorn gedra van God, en daarom word hy met reg Jesus genoem. So bely ons dit, ons enigste verlosser. Hy bring die verlossing, niemand anders nie. Hy bring verlossing en niemand anders nie. Daar's geen ander naam op die aarde, geen ander naam waarin daar verlossing is nie. Almal moet dit weet. Die Joodse Raad moes dit hoor, die volk moes dit hoor, elke mens op hierdie aarde moet dit hoor. Jesus van Nasaret is opgewek uit die dood, hy sit aan die regterhand van die hemelse Vader, aan hom is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Daarom is ons genesing by hom alleen te vind. Soos daardie verlamde man daar by die tempel, na 40 jaar kon loop en dit self beleef, in die naam van Jesus Christus is daar verlossing. So is daar vir ons ook genesing van die sonde. Dis nogal interessant hierdie as mens dink aan genesing en enige iemand wat met verslawing werk vandag sal dit vir jou sê. Al die rehabilitasiesentrums sal dit vir jou sê. Net in die naam van Jesus is daar genesing. Net in die naam van Jesus is daar verlossing. Verlossing op watter vlak ook al kan nie losgemaak word van die naam van Jesus Christus nie. Al wil die wêreld hê ons moet dit doen, in die naam van gelykheid, in die naam van menseregte, in die naam van regverdigheid, in die naam van vryheid van geloof, in die naam van demokrasie of nasionalisme of kommunisme of sosialisme of liberalisme of verligtes of verkramptes of konservatiewes of wetenskaplikes of tegnologie. Maak nie saak watter ander naam mense dink vir hulle vryheid gaan gee nie, dit gaan nie. Want ons mag nie 'n ander naam aan ons verlossing koppel nie. Almal in die wêreld smag na verlossing. Dit is so, op alle terreine van ons lewe soek ons verlossing. Want die sonde het deurgesuur in alles in. Maar onthou dit, God het net een weg waar langs dit bekom kan word, Jesus Christus. Daar's geen ander middeweg nie. Daar's geen ompad nie. Nie wanneer dit by jou verlossing kom nie. Skrif is duidelik hieroor. Jesus self sê vir die mense, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie.
Paulus self skryf dit vir Timoteus, daar is immers net een God, daar's net een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Daarom sê ons saam met Paulus en die ander apostels, dat ons met die wêreld oor niks anders wil praat en sal praat as oor Jesus Christus nie. En wel oor hom as die gekruisigde en opgestane Here. Al die ander goed wat daar in die wêreld is vir ons eintlik waardeloos. Want om Jesus Christus ons Here te ken, oortref alles in waarde. Ons vind ons volle vertroosting in sy wonde en ons hoef nie 'n ander manier te gaan soek of uit te dink om ons met God te probeer versoen nie. Want sy offerhande aan die kruis wat hy eenmaal gebring het, was volmaak. En vir sy heilige naam sal ons nie skaam nie, van sy naam alleen is ons getuies. Daarom sien ons hoe dat die Joodse raad eintlik verstom is, sprakeloos is, magteloos is, as Petrus en Johannes so vrymoedig oor Jesus kan praat. Hulle weet hulle kan niks doen nie. Al probeer hulle verbied, al probeer hulle dreig, weet hulle niemand gaan hierdie mense stilmaak nie. Daarom antwoord Petrus hulle ook op hulle dreigemente en hy sê vir hulle, wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik om te swyg, want hulle is gehoorsaam aan God. En dis elke gelowige se roeping, se diereplig om getuie te wees van Jesus Christus. Vir Petrus en Johannes was hulle toewyding aan God en aan Christus, aan die evangelie van Christus belangriker as dreigemente van die regering van hulle tyd. Dis eintlik maar die vraag vanaand, leef ons daadwerklik soos mense wat deel aan die verlossing in Jesus Christus? Leef ons so? Is dit nog ons roeping waarin ons leef? Is hy nog die een deur wie ons weet ons gered is en ons wil dit vir almal vertel? Hy is ons Jesus, ons verlosser. Daarom as ons kan afsluit wat ons getuienis aan die wêreld betref, wat sien die wêreld in jou raak? 'n Sosialis of 'n liberalis of 'n demokraat of 'n konservatis of 'n wetenskaplike of 'n nasionalis, voorstander van gelyke regte en godsdienstige gelykheid? Wat sien die wêreld as hulle na ons kyk, as hulle na ons luister? Wat hoor hulle? Onthou, daar's een weg tot saligheid en dit is Jesus Christus. En net in die naam van Jesus is daar verlossing. En dis wat die wêreld moet hoor. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons vanaand ook weer kon herinner word aan die betekenis van die naam Jesus. Ons is so lief om dit te gebruik, ons ken dit so goed. Jesus Christus ons Here. Dankie dat ons mag weet, hy is ons verlosser, hy is ons saligmaker, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En dat daar geen ander naam op die aarde is, waardeur U wil hê ons gered kan word nie. Daar's geen ander manier om U te ken nie. Daar's geen ander manier as om met U verenig te word nie. Daarom bely ons vanaand met blydskap ons geloof in ons Here Jesus Christus. Ons wil dit saam met die kerk van alle eeue uitjubel. Hy is ons Here, hy is ons God. Maar ons bely ook ons eie ongehoorsaamheid.
Ons eie swakheid, wanneer ons stil bly oor Jesus. Wanneer ons skaam is, wanneer ons bang is om te sê Jesus. Help ons om deur die Heilige Gees soos Petrus en soos Johannes ook nie bang te wees om vir die wêreld te sê dat dit Here Jesus Christus is wat ons kan lewe nie. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Kom ons sing nou broeders en susters van ons Here Jesus Christus en die woorde ook van Petrus. Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur is. Hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Kom ons sing dit ook eintlik daardie woorde. Psalm 118 vers 11, vers 13 en vers 14. U is my God, al my verlange, u prys ek om u majesteit. My God, u loof my lofgesange van nou af tot in ewigheid. Kom ons staan en ons sing Psalm 118 vers 11, 13 en 14.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.